Graad 6, baie welkom by Wen Wiskunde. Vandag doen ons toetsvoorbereiding vir die kwartaal 3 kwartaaltoets. Ons gaan werk aan lengte, 2D vorms, 3D voorwerpe, simmetrie en transformasie. Kom oefen saam sodat jy reg is vir die toets. Omkring die korrekte antwoord. 31,429 meter moet ons herlei na sentimeter. Wanneer ons meter na sentimeter herlei, daar is 100 centimeter in 'n meter, so wanneer ons van meter na sentimeter toe gaan, word ons getalle groter, so ons maal met 'n 100. Daarom moet hierdie komma 2 plekke skuif omdat 100 2 nulle het. 1, 2. So ons antwoord gaan C wees, 3142,9 centimeter. Hoeveel is 'n kwart van 'n kilometer? As ons 'n kilometer in 4 dele verdeel, het elke deel 250 meter. So 3 kwarte van 'n kilometer sal dan 250 plus 250 plus 250, 750 meter wees. Dit is B. Hoeveel meter is in 2,5 kilometer? So ons gaan van 'n kilometer na 'n meter, en dit is maal 1000. So hy gaan 3 plekke skryf, omdat 1000 3 nulle het. So hy skryf om die 5, en omdat daar nie nog 2 syfers is nie, sit ons 2 nulle by. So dit word dan 2500 meter. So sy antwoord is A. 2 en 2/5 van 'n kilometer is hoeveel meter? So 2 kilometer maal ons met 1000 om by 'n meter te kom. So 2 kilometer is 2000 meter. Die groter vraag is, hoeveel meter is 2 op 5 kilometer? So as ons 1 kilometer in 5 dele sou deel, 1, 2, 3, 4, 5, sal daar 200 meter in elke deel wees. As jy in 2 stel, sal jy 5 keer om by 10 uit te kom. So hier is 200 meter in elke deeltjie. 2 van hierdie 5 dele saam is hoeveel? 400 meter. Daarom is ons antwoord 2400 meter. Daarom is dit B. Vul die korrekte verwantskapsteken in. 5213 millimeter, watter een is groter? Of 5200,213 meter. Heel eerste moet ons hulle of meters of millimeters toevat. Kom ons vat meter, millimeter toe. Meter na centimeter toe is maal 100, en na millimeter toe is dit nog maal met 10. So totaal moet die komma 3 plekke skuif. 1, 2, 3. Daarom is dit 5213 millimeter. So hierdie 2 is gelyk aan mekaar. 150 meter, 0,150 meter en 'n 3/4 kilometer. Ons weet 'n 3/4 kilometer is 750 meter. So as ons hierdie 2 met mekaar vergelyk, hierdie is 0,150 en hierdie is 750, daarom is die 3/4 kilometer groter. Bereken die volgende en wys jou bewerkings. Eers gaan ons die 2 kilometers by mekaar tel, so 2 kilometer plus 6 kilometer gee vir ons 8 kilometer. En dan kan ons die groen, die meters by mekaar tel. 315 plus 982, 5 plus 2 is 7, 1 plus 8 is 9 en 3 plus 9 is 12 meter. Baie belangrik is om hier te kyk, hoeveel kilometer is in 'n meter? 1000. So hierdie 1000, hierdie 1 moet ons hier bytel. En 8 plus 1 is dan 9 kilometer en daar bly 297 meter oor. Hulle wil ons antwoord in meter hê, so ons moet die kilometer herlei na meter toe. Om kilometer na meter toe te vat, moet ons maal met 1000. So hierdie 9 kilometer word 9000 meter plus die 200
97 meter wat ons reeds het, so ons antwoord totaal is 9297 meter. Nou wil ons 9,25 meter minus met 471 centimeter. Eers wil ons 9,25 meter verander na centimeter toe en ons moet maal met 100. 2 nulle, so ons komma skuif 2 plekke en dit word dan 925 centimeter. Nou kan ons 471 van dit aftrek. 5 minus 1 is 4. 2 minus 7 kan nie, ons gaan leen. 12 minus 7 is 5 en 8 minus 4 is 4. So die totale finale antwoord is 454 centimeter. 3,4 centimeter maal 6. Eers wil ons centimeter na millimeter toe verander. En om dit te doen, moet ons maal met 10. 1 0, so die komma skuif 1 plek, dan word dit 34 millimeter. En ons gaan dit maal met 6. 6 maal 4 is 24, 6 maal 3 is 18, plus die 2 is 20. So die finale antwoord is 204 millimeter. En hier wil ons deel met 4. Ons kan weer eens centimeter gaan verander eers na millimeter toe. So ons maal met 10, daar's geen komma nie, so hy kry net 'n ekstra 0 by. Dit word dan 200 millimeter wat ons moet deel met 4. 4 gaan in 2 in kan nie, 4 gaan in 20 in, 5 keer en 0 keer in die 0. So die finale antwoord is 50 millimeter. Voltooi die volgende deur jou bewerkings te wys. Lisa oefen vir die atletiekseisoen. As sy 550 meter 'n dag hardloop, hoeveel dae sal sy moet hardloop en oefen om 6,6 km te hardloop? So ons getalsin is, hoeveel is 6,6 km gedeel deur 550 meter? En die antwoord sal wees, hoeveel dae dit ons sal vat. Die bewerking is, ons gaan eers 6,6 km herlei na meter toe. Daarom maal ons met 1000. Hy het 3 nulle, so daai gaan 3 plekke skuif. En omdat daar net 1 getal is, gaan ons 2 nulle bysit. So ons wil weet, wat is 550? 6600 gedeel deur 550. 550 kan nie in 6 in gaan nie, kan nie in 66 in gaan nie, en gaan 1 keer in 660 in. Wanneer ons 660 minus met 550, kry ons 110 en ons bring die 0 af. En dan gaan 550 2 keer in 1100 in met geen res wat oorbly nie. Dit gee ons antwoord. Lisa moet 12 dae oefen om 6,6 km te hardloop. Daar word lint gekoop vir die revue. 1200 meter lint. Die graad 60 gebruik 752 cm, die graad 4 gebruik 3510 cm en die graad 7 gebruik 8205 cm. Hoeveel meter lint is daar nog oor? So die getalsin is 1200 meter. Dis 1 0 te veel. 1200 meter minus 752 cm minus 3510 cm minus 8205 cm. En die vraag is, hoeveel meter bly oor? Die bewerking is as volg. Eers gaan ons 1200 meter na centimeter herlei, so ons maal dit met 100. So daar gaan 2 nulle ekstra bykom. En dan kan ons begin ons minus somme doen. 752, omdat hier net nulle is, moet ons gaan leen.
10 minus 2 is 8, 9 minus 5 is 4, 9 minus 7 is 2 en die res draai ons net af. Nou gebruik ons die antwoord en minus die volgende getal van hom af. 3510. 8 minus 0 is 8, 3, daai ene kan nie, so ons gaan leen, 7, 5 en die 11 bring ons net so af. Dan gaan ons daai getal gebruik om die laaste gedeelte te minus. 8205. 8 minus 5 is 3, 3, 5 kan nie, so ons leen. En hierdie is dan ons finale antwoord, maar hy is nog in sentimeter. En ons moet hom nou herlei na meter toe. Wanneer ons van meter na sentimeter toe gaan, maal ons met 100. So wanneer ons van sentimeter na meter toe gaan, deel ons met 100. So die komma met 2 plekke inskuif. So ons finale antwoord is, daar bly 1075,33 meter oor. Voltooi die tabel. Hierdie vorm het 2 pare sye wat ewewydig is en 2 pare sye wat ewe lank is. Ook 2 pare teenoorstaande hoeke wat ewe groot is. Sy naam is 'n parallelogram. Aantal gelyke sye is 2 pare. En aantal ewewydige sye is ook 2 pare. Wanneer ons kyk na hierdie vorm, is dit 'n reghoek. En hy het ook 2 pare gelyke sye en 2 pare ewewydige sye. En die laaste vorm is 'n vierkant. Hy het 4 gelyke sye, 1, 2, 3, 4, hulle is almal ewe lank, en sy ewewydige sye is 2 pare, want daai is 'n paar, en hierdie is 'n paar. Waar of vals? 'n ruit lyk soos 'n skynsvierkant, so, al sy sye is ewe lank, het 1 paar ewewydige sye, nie waar nie, want daar is die een paar, en hier is die ander paar, so dit is vals. 'n heptagoon, hepta is 'n vorm met 7 hoeke, het 9 sye en 9 hoeke, dis weer eens vals. Loodregte lyne vorm 'n 90 grade hoek, dit is waar. Dui die ewewydige sye en loodregte lyne op die volgende figure. Ewewydige sye moet die pyltjie kry, loodregte lyne moet die blokkie kry. So as ons gaan kyk na hierdie trapesium, is dit slegs die boonste en onderste lyne wat ewewydig is, en die loodregte lyne is hierdie en hierdie hoeke. In figuur B gaan ons kyk na daardie lyn wat ewewydig is en hierdie hoeke wat loodreg is. En in die figuur C is dit hierdie lyne wat ewewydig is en hierdie hoeke wat loodreg is. Benoem die hoeksoort. Kyk mooi hier dat ons na die binnenste hoekie kyk, weer eens die binnenste hoekie en daai hoekie. So hoek A is 'n skerphoek. Hoek B is 'n inspringende hoek. En hoek C is 'n stomphoek. Voltooi die volgende stellings. 'n veelhoek het slegs ietsie en is 'n ietsie vorm. So 'n veelhoek het slegs reguit sye en is 'n geslote vorm. Die binnehoeke van 'n driehoek is saam 180 grade en ietsie lyne sal mekaar nooit raak of kruis nie. Dit is die ewewydige lyne wat ons hierbo aangewys het.
Hulle sal nooit mekaar raak of kruis al gaan jy reg rondom die wêreld nie. Voltooi die tabel. Wat is die naam van hierdie vorm? As ons kyk na sy basis, is dit 'n driehoekige basis piramide want hy kom in 'n punt bo by mekaar. Sy aantal vlakke is 1, 2, 3, 4 vlakke. Sy rande gaan ek vir julle wys in rooi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rande. En sy hoekpunte gaan ek in blou hier vir julle wys. 1, 2, 3, 4 hoekpunte. Hierdie vorm is 6 vlakke wat almal vierkante is en dit noem ons 'n kubus. Sy vlakke het ek nou net gesê is 6. Sy rande is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rande. En sy hoekpunte is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoekpunte. Hierdie is 'n 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dis 'n heksagonale prisma, want hy het nie 'n punt bo nie. Sy onderste vlak en sy boonste vlak is dieselfde vorm en daarom is dit 'n prisma. Hy het 2 vlakke, 1 bo, 1 onder en 6 vlakke om die kant. So 6 plus 2 is 8. Sy rande is dan 6 bo, 6 om die kant en 6 onder. So 3 maal 6 is 18 rande. En sy hoekpunte is 6 bo en 6 onder. Totaal gee dit vir ons 12 hoekpunte. Verduidelik die verskil tussen 'n prisma, hierdie is 'n prisma, en 'n piramide, daardie is 'n piramide. So 'n prisma het dieselfde twee basisvorms, so die boonste en onderste vorm is dieselfde en word verbind met reghoeke. Sy kantsye is almal reghoeke. 'n piramide het een basisvorm en hy word verbind altyd met driehoeke. Maak nie saak wat is die onderste vorm nie. Die 3D vorm word 'n kegel genoem. Die nommer 1, hierdie boonste punt, is die hoekpunt van die vorm. En die nommer 2 wys hieronder na die vorm se rand. Teken die net van 'n silinder. Onthou om altyd in potlood te teken. Ek wys net vir julle hier. Dit gaan 'n reghoek wees met 2 sirkels aan die kant. Voltooi met die korrekte antwoord.
translasie. Dit beteken verander nie sy vorm nie, slegs sy posisie. Die beweging wat dieselfde rigting as 'n oorlosie beweeg, noem ons kloksgewys. Die refleksie van 'n vorm of figuur noem ons sy spieelbeeld. Al die bogenoemde stellings vorm deel van transformasies. 'n vierkant het hoeveel simmetrielyne? 1, 2, 3, 4. 4 simmetrielyne. En 'n reghoek 1, 2 simmetrielyne. Teken die simmetrielyne in elk van die figure. Onthou om altyd 'n potlood te gebruik en dat jou simmetrielyn stippellyne moet wees. Ons gaan liniaal gebruik en hierdie vorm hierdeur 'n stippellyn teken en in sy breedte. So hierdie vorm het 2 simmetrielyne. 'n ovaal het ook 2 simmetrielyne in sy lengte en in sy breedte. Transleer die volgende vorms 2 eenhede links en 2 eenhede afwaarts. Eerstens wil ek vir julle wys dat ons elke hoekie met 'n kleur meet en dan gaan ons daardie hoekie skuif. So in figuur A het ons 3 hoeke en hulle sê ons moet 2 eenhede links en 2 eenhede afwaarts. So wanneer ons die blou hoek of punt 2 eenhede links, 1, 2 en 2 eenhede af, 1, 2, is dit ons nuwe blou se kolletjie. Groen, 1, 2 links, 1, 2 af, is dit groen se nuwe kolletjie en oranje 1, 2 links en 1, 2 af, is dit oranje se nuwe kolletjie. So wanneer ons figuur A dan oorteken, is dit sy nuwe posisie. En ons merk hom dan as A met 'n streepie, dit beteken hy's een keer getransleer. B kan ons elkeen van die hoekpunte nou op 'n nuwe plek gaan teken en invul met 'n kleur. As ons die groen hoekpunt eerste sou skuif, sal hierdie sy nuwe posisie wees. 2 links, 1, 2 en 2 af, 1, 2. So daai is sy nuwe posisie. Oranje is 2 links en 2 af. Blou 2 links en 2 af. Geel 2 links en 2 af. Pink 2 links en 2 af. En dan kan ons die pyltjie daar gaan oorteken. Daardie is figuur B se nuwe posisie en ons kan hom merk B ook met 'n streepie as die translasie nadat ons hom geskuif het. Teken die nuwe posisies van A en B. Hulle sê vir ons, reflekteer driehoek A na regs, so ons gaan hom so oor die stippellyn reflekteer en transleer die refleksie 2 eenhede opwaarts. Eerstens net om die refleksie te wys vir julle, gaan ek wys, hierdie hoekie gaan bo oor die stippellyn nou die nuwe posisie hier hê.
Hierdie punt is 2 blokkies van die stippellyn af. Dit beteken hy gaan ook 2 blokkies van die kant af wees. En hierdie punt is 1, 2, 3 blokkies, so hy gaan aan die kant ook 1, 2, 3 blokkies wees. Ek gaan baie lig die refleksie van A vir julle wys, maar dit is nie ons finale posisie nie, want hy moet nou nog opwaarts geskryf word. So hierdie A moet 2 eenhede opwaarts geskryf word. So as ons met hierdie punt eerste werk, gaan hy op 2 eenhede, hierdie punt gaan op 2 eenhede en hierdie punt gaan op 2 eenhede. En dit sal dan die nuwe posisie wees van A. En ons benoem hom ook A. B sê hulle vir ons, roteer driehoek B 90 grade antikloksgewys, dit gaan die kant toe wees, rondom die punt. So wanneer ons hom draai, gaan hierdie lyn nou hierdie kant toe kyk, met 3 blokkies of 3 eenhede links. Die boonste lyn gaan nou boontoe kyk so, 3 blokkies op, en die skynslyn gaan van daar af na die punt toe kom. En dit is ons nuwe posisie van B. Vreeslik dankie dat jy vandag saamgewerk het. Ek hoop regtig van hierdie konsepte is nou meer duidelik. Onthou, oefen hard sodat jy dit jou eie kan maak en dit maklik kan beantwoord in die toets. Wen wiskunde, want enigiemand kan.